President Cyril Ramaphosa reageer op die DA se voorstel om die land se SEB-beleid te vervang en 'n monument van Dani Tron word die jongste slagoffer van erfenismisdaad. Goeiedag, baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ek is Dian van der Berg. President Cyril Ramaphosa het die DA se voorstel om die land se SEB-beleid te wysig afgemaak en beklemtoon dat die regering vasbeslote is om sy transformasieagenda voort te sit. Dit volg na die DA se herhaalde oproep en gister se voorstelle om breë basis swart ekonomiese bemagtiging te skrap en dit met 'n nuwe wet op ekonomiese bemagtiging te vervang. Die DA wil met sy voorgestelde wet rasseklassifikasie as 'n bepalende faktor verwyder en dit met 'n behoefte-gebaseerde benadering vervang. Ramaphosa het gisteraand op die DA se aankondiging gereageer en sê die regering se SEB-beleid is gewortel en onderlê deur die grondwet. Die matriekgroep van 2025 het vandag met hul senior sertifikaat-eksamen begin. Die departement van basiese onderwys sê hy het vanjaar GPS naspoorstelsels op vragmotors aangebring wat matriek-eksamen-vraestelle vervoer om te verseker dat dit nie uitlek nie. Die minister, Siviwe Gwagube, het tydens 'n media-konferensie in Skukuza, Mpumalanga, gesê die vragmotors sal streng by elke fase van die verspreiding van die vraestelle beheer word om die duurfoute van vorige jare te voorkom. Die grootste aantal kandidate is vanjaar geregistreer om die nasionale senior sertifikaat-eksamen af te lê met 'n totaal van meer as 900,000 leerlinge. Daar is 6,955 eksamensentrums. Die Vrymark Stichting het vandag 'n verslag bekendgestel waarin hy die voorgestelde wetsontwerp op die beheer van tabakprodukte en elektroniese afleweringsstelsels as ongrondwetlik bestempel. Volgens die stigting bevat die wetsontwerp oormatige strafmaatreëls wat beperkings op verbruikersvryheid plaas. Die wet stel maatreëls soos 'n algehele verbod op advertensies, gestandaardiseerde verpakking, 'n verbod op rook in mense se wonings as dit ook as werksplek dien en 'n verbod op rook op stoepe voor. 'n Boete van R200,000 of tot 5 jaar tronkstraf vir rook in 'n privaat woning kan opgelê word. Die stigting eis dat die wetsontwerp in sy geheel laat vaar of fundamenteel hersien word. 'n Aantal studente by universiteite en tersiêre instellings gebruik glo hul studietoelaas van die Nasionale Studente Finansiële Skema of NSFAS om hul aanlyn dobbelrekeninge te befonds. Verskeie van die studente wed op aanlyn speletjies wat daartoe lei dat hulle nie hul studies kan voortsit nie. Volgens die Nasionale Dobbelraad se verslag vir die 2023-24 finansiële jaar is daar verlede jaar R1,1 miljard aangebied in die suiddobbelbedryf. Dit is 40,2% meer as in die vorige finansiële jaar. Wetenskappe het 'n jaargroei van 45,7% getoon. Daar is intussen ook bykans 14,000 werksgeleenthede in die sektor geskep. En 'n monument wat reeds vir meer as 7 dekades die moed van Dani Tron vereer, het die jongste slagoffer van erfenismisdaad geword. Dit volg na die skade wat vroeër aan die Kreurbeeldegroep op Kerkplein in Pretoria aangerig is. Die Erfenisstigting sê die koper weerlig afleierkabel van die Dani Tron gedenksuil is afgesteel wat die struktuur weerloos teen weerlig laat. Die terrein waarop die gedenksuil staan is in 2003 deur die voortrekkers aan die Erfenisstigting geskenk en sedertdien is die stigting vir die instandhouding en bewaring van die terrein verantwoordelik. Die bestuurder van die Erfenisstigting, Lizet Jansen, sê die herstelwerk aan die gedenknaald langs die N12 naby Vogwel sal nagenoeg R70,000 beloop. Die oorskot van nog 'n Israeliese gijslaer wat die week deur Hamas aan Israel terugbesorg is vandag te ruste gelê. Israelies wat tot sterwe gekom het nadat hulle op 7 Oktober 2023 deur Hamas-aanvallers ontvoer is, word tans as deel van 'n skietstilstand ooreenkoms aan Israel terugbesorg. James Kemp doen verslag uit Israel. As jy op plekke soos Tel Aviv kom, sal jy nie dink dat Israel kort tevore nog in 'n bloedige konflik met Hamas in Gaza gewikkel was nie. Die mure van plekke soos Jaffa en Tel Aviv ruk jou wel vinnig terug na die werklikheid. Ronan Engel se oorskot is maandag aand aan Israel terugbesorg. Hy was 'n inwoner van die kibbutz Ner Oz. Ronan is vermoor terwyl hy sy gesin teen die Hamas-aanvallers verdedig het toe hulle huis op 7 Oktober 2023 binnengedring is. Hamas het sy oorskot saam met die lede van sy gesin wat hulle ontvoer het na Gaza geneem.
Sy vrou Karina en sy kinders is tydens die eerste skietstilstand ooreenkoms vrygelaat. Verskeie huise in die kibbutz Ner Oz is aan die brand gesteek en verskeie mense, insluitend kinders so jonk as 9 maande, is in die aanval of tydens aanhouding dood. Die gemeenskap, soos verskeie ander, hoop op die terugkeer van hulle geliefdes se oorskot sodat hulle 'n waardige begrafnis kan kry. Ek is James Kemp uit Tel Aviv. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.